Ja. Maar Vader, ons het elke woord wat ons nou gesing het ons bedoel, Here. Ons wil eer aan U bring in hierdie oggend. U is bo alles. Daar is geen ander naam bo U nie. Die naam Jesus Christus. Dankie Here vir dit wat U vir ons aan die kruishout gedoen het. Dankie vir die Gees van God wat U vir ons gestuur het, wat vir ons help, Vader, om nader aan U te kom. Dankie dat die Gees die woord vir ons kom oopbreek, Here. Dankie ook dat daardie Gees die woord in ons harte indra en dat daar vrug is, Vader, wat U alleen verheerlik. Dit is hoekom ons hier is in hierdie oggend, Here. Want ons het 'n afspraak met U. Baie dankie, Here, dat U dit moontlik maak. Vir ons is 'n groepie om bymekaar te kan kom, dat ons kan sit en luister na die kosbare woord van God. Kom doen dit in ons lewens wat U graag wil, Here, want ons behoort aan U. En laat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart U welbehaaglik sal wees, my rots en my verlosser. Amen. U kan die sitplekke inneem. Ek wil, voordat ek die woord oopmaak, wil ek dit net noem. As iemand dalk weet van 'n werk, Michael wat daar sit, is op soek na werk. Nou, ons het sy CV gekry en ek het dit vir pastoor Willie ook aangestuur. Maar enige maintenance werk, metalwork, so met ander woorde, eisters, welding, daai tipe goede. As julle van iets weet of hoor, asseblief, laat weet ons maar net, pastoor sal kyk wat daar is en dan sal ons persoonlik met hom in verbinding tree ook. Maar as julle van iets hoor in daai lyn, sy nommer is op die groep, dan kan julle maar net persoonlik vir hom ook laat weet. Dit het nou maar net by my opgekom en ek wil dit sê. En Michael, ons tree as gemeente in ook vir jou dan, sodat die Here vir jou sal help, dat jy 'n werk dan sal kry. Baie dankie. Yes, vanoggend is die laaste aflewering van die tema wat ons nou gehad het. Dit is 7 wat ons al gedoen het. Die tyd vlieg so vinnig, wat ons gepraat het oor 'n lamp in donker tye. Die lig in ons lewe, die woord van God wat ek vashou. So dis die laaste aflewering en dan sal ons maar weer kyk wat die Here op ons harte afdruk, sodat ons met julle kan praat oor 'n ander tema. Ek lees daar in 2 Petrus 1. Nou vers 3 is ons teksvers van aanbidding, maar ek wil net laat daar konteks is, wil ek net die hele stukkie deurlees tot by vers 10, laat ons net begrip kan kry van wat dit is wat Petrus deur die Gees van God vir ons hier wil sê. Die opskrifie wil ek mee beginne, voor ons by vers 3 kom. Nou ons wat hier sit vanoggend, dis wat die woord sê, hy sê, God het julle nuut gemaak. Laat dit nou derentyd in julle leefstyl sigbaar word. So dit wat ons hier lees,
kom nie van tuis van grenen af nie. Dis wat God se woord van ons verwag. Maar nou sê Petrus hier 'n belangrike ding wat hy ingepen het. En so weet ons dan ook dat die hele woord is geïnspireer deur die Gees van God. So die woord, dan Johannes 1 lees ons in die begin was die woord daar, die woord was by God en die woord was God. En in vers 14 sê dit, en hierdie woord het vlees geword en onder ons kom woon, wat Jesus is. Maar nou sê die woord hier, so hy sê, deurdat ons hom regtig ken, het sy goddelike krag ons alles laat kry wat ons nodig het om naby aan hom te lewe. Hy het ons geroep om sy heerlikheid en goedheid te ontvang. Deur hierdie selfde krag het hy sy kosbaarste en allerhoogste beloftes vir ons laat waar word. Die gevolg hiervan is dat jy deel gekry het aan sy goddelike natuur, want hy kom verander ons. Dis wat die woord doen, verander ons om soos hy te word. Die gevolg hiervan is dat jy deel gekry het aan sy goddelike natuur. So het jy vrygekom van die proses van agteruitgang wat as gevolg van die geregtigheid, die geneigtheid, van ons menslike natuur oral alles en almal laat sleg word. Hy sê ons almal, hy praat nie hier van 'n persoon nie. Hy praat met ons almal. So ons is ingesluit daarin. Juis om hierdie rede moet julle alles in julle vermoë doen om te wys dat hierdie beloftes vir julle waar geword het. Dan sal julle geloof meebring dat julle leefstyl goed is. 'n Goeie leefstyl bring mee dat jy God beter leer ken. En as 'n mens God ken, kan jy jouself dissiplineer. Selfdissipline bring weer mee dat 'n mens kan uithou en aanhou. En hierdie volharding loop uit op 'n lewe naby aan die Here. 'n Lewe naby aan God skep liefde vir ander gelowiges. En uiteindelik is dit hierdie positiewe houding teenoor medegelowiges wat meebring dat jy almal liefhet. Dit kom nie van onsself af nie. Want ons skiet ver te kort. Hoe meer julle op hierdie wyse groei, hoor julle wat sê? It's not a once-off. Jy groei. Dis soos 'n plant wat jy, 'n mieliepit wat jy in die grond insit, dan kom hy blaartjies eers en hy raak groot en dan gee daai plant na 'n tyd, gee hy self vrug. Dis wat God van my en jou lewe verwag. Dat ons vrug sal wys sodat ander ook kan kyk na dit wat hulle sien en ook nader getrek word na die Here toe. Mense se lewe, nou sê hy hierso belangrik, hy sê mense se lewe wie nie wys dat God se beloftes in hulle waar geword het nie, is blind. Of ten minste kortsigtig. Hulle het klaar vergeet dat God hulle gereinig het van hulle vorige sondige leefstyl. Hy reinig ons, hy het in die kruis gesterf. Sy bloed was gestort daarvoor. Daarom, liewe broers en susters, werk nog harder daaraan om met julle leefstyl te bewys dat God julle regtig geroep het en gekies het. En as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Tot sover toe uit die onfeilbare, kosbare woord van die Here. Ons lamp in donker tye. Ek wil nie 'n opsomming gee van wat ons al reeds gedoen het nie. Maar ek wil begin deur te sê, as ek nie God se woord vat en dit deurgaan nie en sorgvuldig aandagtig na kyk en lees en daardeur wil leer nie, dan faal ek in dit wat God my en vir jou geroep het voor.
Maar dit is kosbaar, en ek wil net daai vers 3 weer lees. Deurdat ons hom regtig ken, het sy goddelike krag, nie my krag nie, het sy goddelike krag vir ons alles laat kry wat ons nodig het om naby aan hom te lewe. Toe ek daardie skrifgedeelte lees en daar sit en dink oor wat is dit, wat kom sê God vir my? Toe kom ek agter dat daardie gedeelte wat ons gelees het is baie duidelik. Die Here se goddelike krag skenk vir my en vir jou alles, nie net 'n bietjie nie, alles wat ons nodig het om reg te lewe en hom te dien. En ek wil dit beklemtoon, my boetie en my sussie. God sal alles voorsien wat 'n gelowige kind van God nodig het om die riglyne wat hy vir ons hier in hierdie woord gee, dit na te volg. Ek en jy gaan dit nie kan regkry nie, ons gaan val. Maar sodra ek oorgegee het en sê, Here, hier is ek by daardie punt gekom het wat ek vir God gesê het, ek is in u hande, daai pottebakkers hande, vorm my, maak met my wat u wil. Dis wanneer hierdie dinge in my lewe geplaas vind, dit wat God se woord in 2 Petrus vir ons sê. Hy gee vir ons daai goddelike krag. Hy help vir ons om naby aan hom te lewe. Ek hoef dit nie te doen nie, dis die Gees van God wat deel geword het van my en van jou lewe, wat ons help om naby aan hom te lewe. Ons hoef nie op ons eie krag te staat te maak nie, om die Here te dien nie. Ons hoef nie op ons eie krag te staat te maak om te kan doen wat God se woord vir ons sê nie. Dis die Gees van God wat ons daarmee help. En ek blaai deur die woord van God en ek gaan daar in die Ou Testament uit en ek kry Esegiel 36:27. Hoor wat sê dit? Kosbaar. Hy sê en ek sal my Gees, ek is met 'n hoofletter. So dis die Here, hy sê ek sal met my Gees in julle binneste gee en hy sal help, die Gees wat in ons is, sal help dat julle in my insettinge wandel, in sy woord kan wandel en my verordeninge, die woord, onderhou en dit doen. Dis wat daai teksvers sê. En ek sê dankie Here. Ek het seker, ek weet nie wanneer nie, ek moes dit gelees het, want ek het al deur die hele Bybel gelees, maar toe die Gees my hierdie teksvers kom gee, toe besef ek net hoe kosbaar is dit om die woord aanhou te lees. Ek het hierdie teksvers al vergeet, ek het nie eens geweet dit is daar nie. Maar die Gees het my kom herinner. En dis wat die Gees kom doen, wanneer ons die woord vat en ons blaai deur dit, en ons lees dit. Ons gaan nie altyd onthou wat ons gelees het nie. Ons gaan nie. Maar die Gees van God is getrou. Ek sal my Gees in julle binneste gee en hy sal help dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Kan ons 'n amen daarop sê? Halleluja, dankie Here. Maar is net die Gees van God binne in ons wat ons daarmee gaan help. En die Gees van God, omdat dit plaasgevind het, hierdie teks wat ons nou net gelees het, beteken dit nie noodwendig dat almal hom op dieselfde manier gaan ondervind nie. Hoekom nie? Dis plain en simpel, want nie elkeen van ons doen die riglyne wat sy woord vir ons sê nie. Ons kom nie altyd aan mekaar na wat God van ons verwag nie. En hulle wat die riglyne uit sy woord nakom, sal die Here anders ervaar as hulle wat buite sy wil lewe. Maak dit sin? Ek sien 'n paar koppe knik.
Die res van julle stem julle nie saam nie. Moet ek dit weer sê? As ons almal wat die riglyne, almal wat doen wat die woord van God vir ons sê, ek kry nie altyd reg om alles te doen nie. Hoor wat sê ek? Almal wat die riglyne van God nakom, gaan die Here op 'n ander manier ervaar as hulle wat buitekant sy wil lewe, wat net aangaan en doen wat hulle wil. Wat is die grootste rede dan? Hoekom ons die Here op 'n ander manier ervaar? Ek het vir die antwoord nou gegee. Dis ongehoorsaamheid. Ek wat ongehoorsaam is in die woord. Ek gaan hom op 'n ander manier ervaar as iemand wat totaal en al oorgegee lewe. En ons kan nie altyd nie, en hoor wat ek sê, en ek gee nie vir julle vrypas om net aan te gaan en doen wat julle wil nie. Maar ons kan nie altyd presies dit doen wat die woord sê nie. Ons faal. Maar dit moet ons weet, dat God het sy lewe gegee vir ons, sodat ek op my knieë vanaand kan gaan en sê, Here, vergewe my oor dit wat ek vir pastoor Willie gesê het. Nee, ek moet nie dit gesê het, maar dan dink julle ek en hy het iets aan. Ek en hy het 'n fight gehad. Ons het nie. Maar ek wil net vir julle probeer verduidelik. So ek kan op my knieë gaan. Ek kan gesê, Here, vergewe my. Maar dit gee nie vir my 'n volpas, 'n volmag om net te doen wat ek wil nie. Dit gee ook nie vir u volle mag om net aan te gaan en te doen wat u wil nie. Ons moet probeer doen wat die woord van God vir ons sê. Ons moet nie net hoorders wees nie, soos wat u vanoggend hier sit nie. U hoor dit wat ek sê, maar ons word nie daders van dit nie. Dis hoekom Paulus vir ons in Efesiërs 4 geskryf het. Hy sê, bedroef nie die Heilige Gees nie, want as ek aanhou verkeerd doen, dan bedroef ek die Gees van God wat binne my is. Hy's deel van my lewe, dan bedroef ek daardie Gees. Maar as ek die woord van God gaan vat en ek lees dit aanhoudend en ek memoriseer daardie woord wat ek gekry het, want die Gees het my kom praat deur daai spesifieke teksvers om te sê dat hierdie skriflesing in 2 Petrus 1 dat God sy goddelike krag my sal gee, want hy's in my. Hy sal my help om te kan doen wat ek moet doen. En ek besef dit en ek sê, Here, dis wat u woord vir my sê. Dan gaan die Gees my kom herinner, dat wanneer ek daai foon vat, en ek bel, voor ek daai knoppie druk, die groen knoppie, dan sê ek, nee, ek kan mos nie daai ou se vrou bel nie. Ek is getroud. Dan kom die Gees ons herinner. Dis verkeerd. So ek doen niks nie, die Gees kom, maar ek het 'n keuse. Gaan ek aanhou, gaan ek daai groen knoppie druk, of gaan ek oorgee en sê, joh, ja, dis reg. Want die Gees kom wys en kom praat met ons, soos wat ons elke dag lewe. Wys die Gees vir ons presies. Maar ek het keuses wat ek moet uitoefen. Gaan ek onder sy wil dan wees, met ander die Gees wat my kom waarsku, of gaan ek maar net aangaan? 2 Korintiërs 3:18. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Want die sluier is van ons gesig weggeneem. Toe Moses van die berg afgekom het, was daar 'n blinkheid aan hom gewees. Toe Jesus aan die kruishout gesterf het, toe ek my lewe nou oorgegee het aan hom, kom die Here en hy vat daai sluier weg. Ek kyk nou na die lewe met 'n ander bril. Ek kyk nie meer na die lewe soos die ou tuis na die lewe gekyk het nie. Wat tot watter tye in die aande rondgebogger het in Hilbrani, en my vrou sit by die huis met die 2 klein kindertjies.
Die Here het my kom verander. En ek is dankbaar daarvoor. Maar nou probeer ek ten minste, Here, die verandering wat U aan my gebring het, dit is wat U wil hê ek moet doen. Dis wat die woord sê. Ek gaan nie weet wat die Here wil vir my sê en as ek nie die woord lees nie. Dis hoekom dit belangrik is. Maar nou sê hy dit hierso, hy sê, ons word al hoe meer verander na die beeld, om aan die beeld van Christus gelyk te word. Dis die Gees wat vir my kon sê, hey, jy kom ons sê daai vrou wel nie. En ek reageer op dit en ek sê, joh, Here, dankie. Dankie dat die Gees dit vir my kom wys. So ek kom verander sodat ek Christus gelykvorm kan word. Sou ek dit nie gedoen het nie, aangegaan het, dan gaan hierdie nie plaas kan vind nie. Dan gaan daai verandering in my lewe nie kan plaasvind nie. Nou sê hy, die heerlikheid wat ons uitstraal, neem steeds toe. Nou gaan my chom wat geweet het ek is kuier daar, gaan begin sien, maar hey, wat het geword van hy skelmpie van jou? Nee, ek doen dit nie. Ek is klaar met dit. En dit is wat hy sê, die heerlikheid wat ons dan uitstraal, wys dat ek het 'n keuse gemaak vir U, Here. Hy sê dit neem steeds toe. Dit doen die Here wat Gees is, wat in my is. Dis wat hy wil kom doen. Maar ek beteken ek moet oorgee. As ek nie oorgee nie, kan God dit nie in my lewe kom doen nie, want ek doen dan my eie wil. God sal nooit, en ek bly dit sê, en ek sê dit met alle respek, want hy is die allerhoogste, alleenwyse God. Ek kan nie net wil aangaan my lewe en verwag dat wanneer ek op my knieë gaan en moet God praat, dat God gaan antwoord nie. God wil hê ek moet doen wat hy vir my in sy woord sê. En die Heilige Gees in ons het gehoor net nou, want hy sê die krag wat ek van God kry, dis die Gees van God wat in my is. Dis die Heilige Gees wat my help sodat ek gehoorsaam kan bly aan die woord van God. Sodat ek nie daai groen knoppie op my foon druk nie. So sal julle weet, as ek dan nou praat in die toekoms van die groen knoppie, sê julle, wat wou hierdie ou alweer aanvang? Maar ons bly weg van die groen knoppie. Wat is hy antie wat gesê het met Leon Schuster? Druk die groen knoppie, julle ken dit jare terug. O Leon, ja, sy. En omdat ons hom begin leer ken deur die woord van God, sal ons daai goddelike krag binne in ons, die Gees van God wat deel is van ons lewens, sal help sodat ons dit wat ons nodig het om naby aan hom te lewe, gaan hy vir ons gaan gee, hy sal ons help. Want die Here het geweet, ons gaan val, dis hoekom hy vir ons die helper, die Heilige Gees gee het, wat ons bystaan en ons help in dit. Dawid het 'n oorgawe gemaak. Hy het 'n intieme verhouding met die Here gehad. En dis hoekom hy, en ek dink hier verlede Sondag sê, 'n brandende begeerte hier binne in sy hart gekry het. Dit het ontvlam om in die wil van die Here te bly. Is 'n begeerte wat hier uit hom opgekom het, en ek dink ek het dit genoem vir u, waar hy gesê, Here, maak my u weë bekend. Leer my u paaie. Help my om te doen wat u wil hê, Here. Maak my gehoorsaam daarin, sodat ek u naam kan eer en u kan dien. Want hierdie ou gaan faal, Here. Ek het u hulp nodig. Ek is afhanklik van u, Here. Ek het nodig dat u vir my elke ou treukie mee gaan kom help, Here. En wanneer ek dan loop, ook weet ek gaan struikel.
Maar ek weet wanneer ek struikel, dan hou U my vas met U reddende regterhand. U maak seker ek val nie. Dis die hand wat my vashou. Die woord van God. Die woord van God wat my kom bemoedig. Die woord van God wat my deurdra. Die woord van God wat my kom vertroos. Die woord van God wat my die krag, die instaatstellende krag gee om aan te kan gaan wanneer hierdie moeilike ding oor my pad kom. Geliefdes in Christus, kan jy sien hoekom dit noodsaaklik is dat ek en jy moet oorgee sodat ons leefstyl bepaal kan word deur die Gees van God. Wat sê Dawid vir ons daar in Psalms? Hy sê ek het U woord in my hart gebere sodat ek nie teen U weer sal sondig nie. Koning Dawid het dit geskrywe. Hy het geweet. Hy het daai groen knoppie gedruk. Hy het deurgegaan met dit wat hy nie moes doen nie. Batsheba, ons ken daai verhaal. Toe maak hy nog haar man ook dood. So Dawid weet. Maar dis hoekom hy sê ek wil U woord in my hart bære sodat ek nie teen U sal sondig nie. En Paulus kom en hy vermaan ons in Efesiërs 5:17. Hoor pragtig sê hy dit. Hy sê julle moenie dom dinge doen nie. En as jy die oorspronklike vertaling gaan kyk, dan wat is daai dom dinge? Wie gaan waag om vir my te sê wat is daai dom dinge? Niemand nie. Sonde. Die groen knoppie. Dankie, my sussie. Dis die groen knoppie daai. Ja, soos ons nou praat met mekaar, ons praat van 'n groen knoppie wat ons weet. Hey, wow. Dankie Marie. Die groen knoppie. Hy sê julle moenie dom dinge doen nie. Julle moet seker wees dat julle verstaan wat die Here wil hê julle moet doen. En toe ek daai teksvers klaar lees, toe sê ek, joh, want hy sê vir ons, julle moet seker wees, julle verstaan wat die Here wil hê julle moet doen. Hoe gaan ek dit reg kry? Hoe gaan ek dit doen? Simpel. Van die woord, en ek lees om die Gees dra dit in my hart in. Nie ek nie. Dis die Gees wat dit in my hart kom indra. Dit is hoekom vanoggend se skrifgedeelte vir my so kosbaar was toe ek agter die lesenaar sit en dit kry. Want die hemelse krag vir elke kind van God sal alles vir my en vir jou gee wat ons nodig het om elke dag reg te kan lewe en sy wil te kan volbring. Gaan ek dit elke skoot 100% reg kry? Nee. Want ek is nie perfek nie. Maar U bloed het gevloei sodat ek reiniging daardeur kan ontvang. Die Gees van God wil vir elke kind van God, vir ons wat vanoggend hier is, wil hy dit wat ek en jy nodig het om na te kom wat sy woord van ons vra, dit na te volg. Ek hoef nie op my eie krag te staat te maak nie. Om hom te dien nie. Ek hoef dit nie te doen nie. Die Heilige Gees help my daarin. Nou vir hierdie ou wat julle hier sien, het God al baie dinge kom doen. God het my al uit baie situasies gehelp en getrek. Julle ken net so 'n klein bietjie van my lewe. Van julle 17 jaar terug al het julle geweet dis wat ou tuis doen. Maar dit voor dit weet julle nie van nie. Maar in hierdie 17 jaar het julle al saam met my gesien ook, veral hierdie ding met my been. Dis wat God vir my kom doen.
Dit is hoekom ek glo in hom. Dit is hoekom hy my dan kom help. En God, alhoewel God 'n God van liefde is hy 'n regverdige God. En ek moet baie keer so staan. Of so. Sak vir 6, ons ken daai ding. Dan kom sy woord en dan kom sy woord my pad gee. En ek besef dit. Dan sien julle nie die trane wat daar gestort word. Partykeer op my Bybelse bladsy val nie, dan weet ek het droog gemaak. Maar Here, dankie. Dankie vir u genade. Dankie dat u daar is vir my. Ons behoort aan Christus. Dit is hoekom ek alles moet doen. Om te lewe sodat wanneer mense na my kyk, dat hulle kan sien ek behoort aan God. Die woord het ons hier gelees. Hy sê as ons dit doen, dis in vers 10. Hy sê as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Dankie daarvoor, Here. Daar is geen ander manier hoe ek en jy God beter gaan leer ken as deur sy woord nie. As ons sy woord bestudeer, ons bepyns dit, ons memoriseer sy woord, dan word ons nader getrek aan hom. En so kry ek en jy dan groei ons in hom, soos daai mielietjie wat ek vir julle gesê het. Ons groei in hom. Ons wandel in hom. En mense sal die vrug, eendag, daai kop wat hier op hierdie kant van daai mielie uitkom, en die mense gaan daai vrug begin sien in my en in jou lewe. Josua 1:8. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepyns dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. As ek die Here nie gaan soek nie, dis eintlik simpel. Dan gaan ek hom nie vind nie. Maar as ek hom soek, sê sy woord in Jeremia vir ons. Hy sê ek sal my deur jou laat vind. Hy sal my deur die gees van God wat in my is, sal hy seker maak ek ontmoet hom. Dis hoekom die woord van ons sê in Johannes, in die begin was die woord was by God, en die woord was God. En hy het vlees geword en onder ons kom woon. Ek en jy moet die Here soek terwyl hy nog te vind is. Ek en jy moet na hom roep terwyl hy naby is. Wat sê Johannes 17 vir ons? Jesus is in gebed met sy Vader. Hy sê heilig hulle. Wie is hulle? Wie is die hulle hier? Ons! Dankie! Dis ons. Heilig hulle deur die waarheid. Wat is die waarheid? Die woord. Dan sê Jesus dit, hy sê, u woord is die waarheid. Wat beteken dit, heilig hulle deur die waarheid, u woord is die waarheid? Jesus het tot sy Vader gebid, dat ek en jy 'n toegewyde lewe en 'n hegte verbintenis aan die woord van God sal lewe. Dis wat daai teksvers sê. Van wanneer af was die woord daar? Van die begin af. Dit sê vir ons daar, hy sê in die begin was die woord daar. So die woord was van die begin af daar. Wie is die woord? Jesus, die Here.
Hy het vlees geword en onder ons kom woon, dit is Jesus. Nou as die woord van die begin af daar was, waar moet ons begin om hom beter te leer ken? Ek hoor so 'n paar lippe wat fluister, maar ek kan al lippetaal lees, want ek sien as wat julle sê. Deur die woord. Dis waar ek beginne. Maar kan u die verbintenis sien tussen dit wat Jesus gebid het en dit wat ons in die skrifgedeelte gelees het? Want hierdie gebed van Jesus bid hy vir ons vir 'n toegewyde lewe en in 'n hegte verbintenis aan die woord. Die woord van God in hierdie skrifgedeelte wat ons volgend gelees het, sê dat ek en jy sal deur sy goddelike krag alles ontvang wat ons nodig het om naby aan hom te lewe. Kan julle sien hoe mooi pas die goed in mekaar in? Hoekom is ons vandag hier? Om na my te luister. Ja, julle hoef niks eers te sê nie, want ek sien koppe kap om hierdeur. Hy windpomp, wat so. Julle is hier om na die woord te luister. Nou niks anders nie. Ons is hier om te hoor wat sê God vir ons in sy woord, wat ons moet doen, sodat ons in sy teenwoordigheid kan bly en sodoende dan reg te kan lewe. Dis hoekom daar net een begeerte in my is, en ek weet, gemeente, dit is wat julle ook begeer. Een begeerte hier binne my, en dit is om hom beter te leer ken. Niks anders nie. Dit is waaroor dit gaan, dis hoekom ons hier is in hierdie oggend. Dis hoekom die Here vir my in sy woord sê, ken my in al jou weë. Wat sal hy dan? Hy sê, dan sal ek jou paaie gelyk maak. Hy sê nie, jy gaan nie challenges hê nie, jy gaan nie hassles hê nie. Hy sê, gaan jou paaie gelyk maak. Wat sê Deuteronomium 4 vir ons? 4:29. Hy sê, as julle hom, met 'n hoofletter, dis die Here, met alles in julle soek, hier van die hart af, nie net 'n lippetaal nie. Hy sê, dan sal julle hom vind. Dis 'n belofte. Soos ek 'n begeerte in my hart het, Here, ek roep uit na U, ek soek U met alles wat ek het. Gaan dit plaasvind, want dit is wat ek wil hê. Dis nie net 'n lippetaal nie. Waar Jesus sy disippels sê, julle eer my met julle lippe, maar julle hart is ver van my af. Deur ons intieme wandel met die Here, sal hy bevrugting in ons harte laat plaasvind, in ons harte hier in die binnekant, sodat die kennis, die woord van God wat ek dan lees, sal toeneem, want my kennis oor hom, want ek wil hom leer ken. Dis my begeerte, daai kennis omdat ek hier lees, gaan toeneem in my. Die Gees van God help my sodat ek hom beter leer ken, sodat ek kan weet wat verwag hy, die Here, van my. As ek dit nie doen nie, gaan ek dit nie weet nie. So ons intieme verhouding beginne by die woord van God. Hoe meer tyd ek in die woord gaan spandeer, hoe beter gaan ek vir Jesus leer ken. Jy sien, ek en jy kan elke dag, alles wat ons doen of waaroor ons dink, ons het 'n keuse daaroor. Ons kan toelaat dat die wêreld ons gedagtes beïnvloed, of ons kan toelaat dat die woord van God ons beïnvloed. Dis hoekom die woord van God vir ons sê dan Spreuke 4:23, wees versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. En as ek begin toelaat dat die woord van God my hart bevrug, dan sal dit ontkiem. Want as die woord wat my hart kom bevrug, daar sal ontkiem, dan gaan 'n mielietjie opkom. En ek gaan in daai kennis groei, sodat ek hom sien dan eventually, sien ek daar's 'n koppie wat daar uitkom, 'n kleintjie, en dan eventually kom daai koppie en hy kry 'n baard, dan weet ek, daar is saad op daai mieliekop. Daar is vrug in my en jou lewe. Want daai mieliekop se baard het ek gesien. Julle weet wat is die baard? Is daai stukkie hare ding wat daar vooruit hang.
Dis net die woord van God wat gaan help deur die Heilige Gees wat in my woon, sodat daardie bevrugting van die nuwe geboorte wat moet plaasvind in my en jou, sodat dit kan gebeur, sodat ek dan deur die woord God beter kan leer ken. Ek gaan nie op een ander manier dit kan doen nie. Wat skryf Paulus dan Filippense 3:8? Hierdie is die boodskap Bybel, maar hy sê dit so pragtig vir my. Dis wat Paulus hier skryf. En dis 'n begeerte wat ek het, en dis wat ek vir hierdie gemeente toebid. Ek bid vir julle mense. Ek wil hê julle moet dit weet, ek bid vir my gemeente. Ek is die herder. Die Here het my aangestel hier. Ons ken die storie. Die oproep wat 'n boeta vir my hier, Bernie, gedoen het. Ek het 'n mede-pastoor ook. Dis ons begeerte, is nie net my nie, dis my boeta wat hier sit ook, hy is deel van dit. Dis sy begeerte ook, ek weet dit, ons praat met mekaar. En dis wat ons toebid vir ons gemeente, hoor wat sê hy. Hy sê, vandat my pad, dis Paulus wat hy sê, Jesus in gekruis het die hele manier waar ek na dinge kyk, verander. Al daardie dinge wat eers vir my so belangrik was, is nou vir my minder as niks werd, want Jesus het vir my alles geword. Hy is nou vir my belangriker as al die ander dinge tesame. Daarom het ek alles gelos vir hom. Hy het sy lewe vir ons gegee. Dis wanneer God na my en na jou kyk, wil hy wil dit sien. Hy wil sien dat ek en jy in 'n intieme verhouding met hom staan, met Jesus staan. Ek moet begin toelaat dat hierdie woord, dat dit my voetstappe gaan rig. Niks anders nie. Jesus my voetstappe begin rig. En terwyl ek daar sit, en ek dien die Here. Ek is lief vir die Here. Maar net daar het ek, soos daardie 2 Emmausgangers, julle weet wie was hulle wat vir Jesus op pad ontmoet het. Die woord van God sê daar het 'n branding in hulle harte gekom toe hy gepraat het. Daardie selfde branding het hier binne my opgekom en ek dien die Here. Hy weet ek is lief vir hom. Die Here weet ek wil 'n meer intieme verhouding met U hê, Here. Ek is nie tevrede met net dit wat ek het nie. Here, dis lekker, maar ek wil meer van dit hê. En ek weet dis net U wat dit vir my kan gee. En ek weet dit is wat U wat vanoggend hier sit. Jy hoef nie jou hand op te steek. Ek weet dit is wat U ook wil hê. Maar dit beteken dat ek daar poppe spring. Jo. Ek wil hê dat ons moet weet, daardie branding wat hier binne in ons harte ontstaan, ons gaan dit op een manier kan regkry. Dit is om aanhoudend deur sy woord te gaan. As ek moet soek, ek het 'n soeke om meer van U te kry, ek het daardie brandende gevoel in my hart, dan gaan ek dit reg kry deur die woord van God oop te maak. Jy sien, hy moet meer word in my lewe en ek moet minder raak. Sodat julle, wanneer julle kyk na my, dit is wat ek so graag wil hê, dat julle vir Christus sal sien. En ek kry dit nie altyd reg nie. Maar dankie Here, dat U elkeen van ons wat hier sit, daar buite wil gebruik,
sodat ons 'n verskil kan maak vir U. Want dis wat God van julle wil doen, met julle, is om 'n verskil daar buite te maak. Mense wat ek nooit mee gaan kan praat nie, wat net jy wat vanoggend hier sit, mee kan praat. Ons biker boeties en sissies. Dis hoekom ons in die biking is, want God wil ons gebruik. Ons is sy disippels. Hy gaan vir ons help. Ons hoef nie op ons eie kragte dit te doen nie. Hy gaan vir ons help om hom beter te leer ken, sodat ander ook deur na my te kyk, dit wat ons gelees het, dit kan sien. Amen. Kom ons sluit ons oë. Aba Vader, Here, ons wil vanoggend erken, ons is totaal en al afhanklik van U, Here. Maar dankie dat ons vanoggend kon hoor dat die woord van God baie duidelik is, Vader. Dat U vir ons deur U woord sê, dat U vir ons daardie goddelike krag sal skenk. Om aan ons alles te gee wat ons nodig het om reg te kan lewe. U sal vir ons as gemeente hier op die Wesrand, NK's gemeente, sal U vir ons gee wat ons nodig het, Here, om die riglyne na te kom wat ons in die woord te kan lees. Om dit na te kan volg. Dankie vir die Heilige Gees wat ons bystaan daarin, wat ons kom herinner. Alles van dit wat U gesê het, wat U by die Vader weer gehoor het. Help ons daarin, Here. Kom maak U deur die Gees van God die woorde vas in ons harte, dat ons dit sal onthou. Ons aanbid U, Here. Ons loof U. Ons prys U. In Jesus se kosbare naam vra ons dit met danksegging. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Amen.